Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Dis tyd vir volgens grandbesprekings en Doreen Loubser van Algoa FM sluit volgende by ons aan. Goeiemôre Doreen. Goeiemôre Pierre en Jennifer. Doreen, ons begin sommer by die Broodboom Syndikaat vanoggend. Ja, kom ons noem dit sommer die Broodboombende. Dit laat my so dink aan die Boksombende. Maar nou ja, daar is 6 Zimbabweërs in aanhouding in Kariga. Nou hulle is glo deel van hierdie Broodboombende wat gewerk het tussen die Oos-Kaap en Gauteng ter waarde van R3 miljoen. Nou mense wonder hoekom is 'n broodboom so beskerm. Nou het jy geweet dat Suid-Afrika is wêreldwyd bekend vir broodbome. Ons het 38 unieke inheemse spesies. Nou hierdie mans is afgetrek in 2023 in Cookhouse waar hulle toe 'n stam gekry het van hierdie een boom en dis met DNS bevestig dat dit behoort het aan 'n baie skaars broodboom. So broodbome word erg gepolisieer in die land. Daar is nou 2 ouens wat môre wil gaan hoor of hulle borg kry. Een het al skuldig gepleit en 3 het staatsgetuie gedraai. Sure, as mens kyk na die hoeveelheid broodbome in ons tuine elke dag, veral hier in Gauteng, dan sal mense nie sê dat broodbome so sterk gereguleer word nie, né? Ek dink daar's baie mense wat nie besef dat as jy 'n broodboom op jou perseel het, dat jy 'n permit nodig het nie. En jy kan baie beslis ook nie net 'n broodboom verwyder nie. So gaan gesels gerus met jou plaaslike raadslid, want ek dink baie kykers sal verbaas wees om te weet wat die reëls is rondom broodbome in jou erf. En dis 'n bietjie van 'n Suid-Afrikaanse konsep hierdie, dat daar wel regulasie is, maar die toepassing daarvan is soos hulle sê, net one skip one. Engelse manne ja. Ons moet 'n bietjie gesels oor hierdie fascinerende Vickie ter Blanche moordsaak wat op die oomblik homself in die howe afspeel. Groot teleurstelling, Pierre. Hierdie saak is nou al 4 jaar wat dit aangaan. Die laaste persoon wat nou tereg staan is Vickie ter Blanche se vervreemde man wat daarvan beskuldig word dat hy die meesterbrein was agter hierdie moordkomplot en hy staar ook talle ander klagtes in die gesig vir dinge wat hy na bewering gedoen het terwyl hy in aanhouding was en probeer borg kry het. Nou sy verhoor moes gister begin en dit was op die hof verrol tot en met die 12de Desember en op nommer 99 moet ons hoor die saak word uitgestel tot 2026. En teen die tyd wat Arnold ter Blanche se saak dalk opgelos is, gaan van die ander beskuldigdes al amper vir parool kwalifiseer. Want die ander 2 medebeskuldigdes is reeds skuldig bevind en dien reeds hulle vonnisse uit van onderskeidelik 25 en 18 jaar. Doreen, vir mense wat hierdie saak gemis het, dalk of moontlik nie seker is hoe dit begin het nie. Ek weet hierdie is 'n saak wat ook baie na in jou hart lê waar jy besig is om te skryf. Gee dit gou vir ons 'n vinnige agtergrond van waar het gebeur, wanneer het hierdie gebeur? Dit was nog tydens COVID-inperkingstyd wat Vickie gevra het vir 'n egskeiding en so die egpaar geskei en dit het maar baie gegaan oor geld en oor toesig van hulle minderjarige kind en die staat beweer dat Arnold toe nou Vickie se nuwe kerel gekry het om haar te vermoor. Hulle het vir haar oordosis dwelms ingegee, haar toe versmoor, haar liggaam uit haar woning verwyder en haar gaan begrawe in 'n vlak graf aan die buitewyke van die baai. Hulle het toe ook teruggegaan na Vickie se huis toe, waar hulle nog meer dwelms daar gaan plant het, om dit te laat lyk asof sy net verdwyn het. En hulle het haar toe later eers as vermis aangemeld en volgens die staat is dit Arnold wat al hierdie dinge georgestreer het, hoewel hy nooit teenwoordig was toe die eintlike moord gepleeg is nie. Dis skokkend en mens hoop op geregtigheid en ek dink dis hoekom mens ook so kwaad raak wanneer mens hoor dat so 'n saak net verder uitgestel word. Ek is seker daar is baie mense wat antwoorde soek, maar ons is bly ook Doreen dat jy ons op hoogte gaan hou van wat gebeur en hopelik vinniger eerder as later. Dan moet ons gepraat oor die polisie ook, want die korrupsie strek verder as net Natal en Gauteng.
Soos hulle in Engels sê, Mkhwanazi is bringing the receipts. Hy getuig nou by die ad hoc komitee by die parlement oor die beweerde korrupsie in die polisie en hy sê hy het met sy persverklaring of met perskonferensie in Julie het hy baie gefokus op Gauteng en KwaZulu-Natal en natuurlik die politiese taakspan en die dossiere. Hy sê maar hierdie probleem van korrupsie in die polisie strek oor die hele land. En hy het spesifiek verwys na luitenant-generaal Greg of Charles Kinnear, as jy kan onthou wat in 2020 in 'n sluipmoordaanval doodgeskiet is. Nou Mkhwanazi sê dat Kinnear het uitgevind dat daar onwettige vuurwapens uitgereik word aan misdadigers en daardie vuurwapens is uitgereik van die polisie se nasionale kantore in Pretoria. So, ek weet nie hoeveel meer skokonthullings ons hier gaan hoor nie, maar Mkhwanazi sê hy hoop dat polisiebeamptes binnekort in hegtenis geneem gaan word. Ons het gesien hoe baie vinnig dinge nou begin gebeur het met dinge wat Mkhwanazi gesê het. Daar is die raaisel rondom Nathi Mthethwa se dood. Moes hy ook kom getuig het? Is hy gevra om te getuig? Het dit iets te doen met hierdie ondersoek? En ons gaan maar moet bespiegel en maar moet wag en sien wat uitkom hier. Dan is daar 'n verskriklike aardige storie oor 'n skootrekenaar, 'n Japaneese sokker administrateur en 'n vliegtuig. Ja, ons weet, wanneer mens gaan vlieg, weet mens nie altyd langs wie jy gaan sit nie, as dit iemand is wat 'n bubbleback is, of iemand wat net 'n boek gaan lees, of maar hierdie man het nou, hy's gevang deur 'n lugwaardin waar hy na kinderpornografie en allerlei ander video's gekyk het op sy selfoon en sy het toe gesê wat gebeur en hy is toe nou in hegtenis geneem en hy is 'n opgeskorte vonnis van 18 maande gegee. Hy mag vir die volgende dekade nooit weer sy voete in Frankryk sit nie. Hy mag vir die volgende 10 jaar nie met kinders werk nie, ek sou gesê het vir altyd. Sy werkgewer in Japan het hom sumier afgedank. Maar wat vir my die kersie op die koek was die verskoning wat hy aangebied het. Hy het nie geweet dit is onwettig in Frankryk nie. Wow. Dorien, ek dink jy het met daai stelling vir my en Piers 'n bietjie spraakloos los. Maar dit is nogal skokkend om te dink dat dit die verskoning is wat jy gebruik. Ek moet krediet gee vir die lugwaardin wat dit raak gesien het en so vinnig gereageer het. Mense, ek weet nie, betwyfel partykeer of wonder partykeer wat is mense se werk regtig die feit dat sy opgetree het. Mense moet krediet gee, mense baie dankbaar vir die lugwaardin wat ingetree het. Ja. En ek stem saam, 10 jaar is nie vir my genoeg nie. Jy kan maar vir ewig nie met kinders werk nie, definitief. Ja, die skokkendste ding is die feit dat hy al verantwoordelik was vir die bestuur van Japan se onder 21, onder 19 en onder 18 spanne. Ja. Dorien, dan die adjunk burgemeester is jammer oor skandes. Hier is alweer skandes in Nelson Mandela Bay. Ons adjunk burgemeester is vandag in die hof vir sy saak om te begin. Hy staar baie ernstige klagtes in die gesig en toe hy vir sy vorige hofsaak vir die eerste dag moes opdaag, toe daag hy nie op nie. Toe is hy op pad Duitsland toe. Hy sê hy het vergeet van sy hofsaak. Hy het eers onthou op die lughawe. Toe besluit hy nou maar hy moet nou maar eerder Duitsland toe gaan want hy was besig met 'n vennootskapskonferensie. Hy is toe nou skuldig bevind aan minagting van die hof en moes 'n boete van R2000 betaal. Maar hy staar baie ernstige klagtes in die gesig, onder andere die oortreding van die wet op kubermisdade en die wet op plaaslike regerings. So dit was nogals verbasend om te dink dat hy vergeet het dat hy in die hof moet wees en dan eerder Duitsland toe gegaan het. Jo, dis gemaklik. Dis net R2000 is vir so 'n groot misdaad wel verhoor. Dis nogal, ek dink dit het nogal redelik lig daarvan afgekom. Maar nou ja, ons gepraat van 'n verhoor oor die varkhok verhoor wat nou in die gang is. Ja, die een beskuldigde, 'n sakkie olievuur wat het nou
in sy pleitverduideliking basies sy weergawe begin vertel van wat gebeur het. En hy sê eerstens het hy sekuriteitsprobleme op sy plaas gehad en daarom het hy onwettige vuurwapens aangeskaf. Hy het erken dat die 2 vuurwapens onwettig was. Hy het na die voorval die vuurwapens vernietig. En hy sê hulle het waarskuwingsskote afgeskiet omdat hulle gehoor het of gesien het daar's iemand op die plaas en toe eers later gesien dat daar 'n liggaam lê en hy sê hy was toe so ontsteld hy het huis toe gegaan om te gaan slaap. Dit is wat hy gesê het in die hof weens skok. En toe die volgende oggend het sy medebeskuldigde wat nou staatsgetuie gedraai het ook gesê dat daar's nog 'n liggaam. En hulle toe het nou besluit om die liggame in 'n leefpark op te plaas, sê hy. Hy sê hy wou nooit dwarsboming van die gereg gepleeg het nie. Sy intensie was nooit om iemand dood te skiet nie. So hy ontken hierdie aanklagtes dat dit vooraf beplan was. Maar ja, sy medebeskuldigde sy werker van Zimbabwe, hy pleit heeltemal onskuldig. Hy sê hy is net gevra om te help om die liggame in die varkhok te plaas en hy het instruksies van sy werkgewer uitgevoer. Maar die hofsaak is uitgestel want daar's nie water by die Polokwane Hoërhof nie. Dis 'n Polokwane probleem, die water. Vir jare al in woonbuurte ook is daar net nie water nie. Wel, verlede jaar reeds het die regter-president van Limpopo die probleem probeer aanspreek deur die hofsaake of die hofure minder te maak tot 1 uur die middag. En daar is al reeds so min dinge wat in die hof gebeur en soveel uitstelle. Ek meen, gister was daar so 'n stank in die hof gewees dat die personeel het gesê hulle kan nie so werk nie. Daar was nie toilette beskikbaar nie. Mense het van die geriewe gebruik gemaak en kon toe dan nou die toilette trek nie. Die lugverkoeling het nie gewerk nie. Ek meen geen mens kan onder sulke omstandighede so ernstige hoë profiel saak aanhoor as jy nie eers kan gaan water drink en jy weet niemand het hulle hande gewas nie. Nee, Dorien, en nie net so saak, nie enige saak. Dit is totaal nou onaanvaarbaar. Ons praat die hele tyd oor geregtigheid en hoe lank hofsaake neem en wanneer gebeur geregtigheid vir families. En dan hoor mense hierdie en dit is totaal al net onaanvaarbaar. En mens wag dat iemand moet ingryp sodat hierdie mense ook hulle werk kan doen. Dit maak mense eintlik net kwaad, maar van kwaad na gelukkig. Ek sou ook kon doen met 1 miljoen. Ja, ek sien daar's nou 'n dame wat weer 9 miljoen rand gewen het. En ek sien daar is nou nog mense wat gewen het, wat asseblief na vore toe moet kom, want hulle het nog nie na hulle kaartjies gekyk nie. Nou ek weet, elke persoon wat kyk na hierdie program vanoggend, het al of met hulle self gepraat, of met hulle vriende oor wat hulle sal doen as hulle die lotto wen. Maar ek wil nou vir julle vra vanoggend, want ek het 'n baie goeie vriend wat vir my gesê het, as hy die lotto wen, sal hy nie eers vir sy kinders daarvan sê nie. Nie om nie te deel nie, maar ek weet ook van iemand wat baie jare gelede in die baai die lotto gewen het. Hy sit vandag met niks van daai geld nie. Mense het deur die nag aan sy deur kom klop en dit bloot omdat hy publiek gegaan het. So, ja, Peer, sal jy vir jou vrou lief sê as jy die lotto gewen het? Natuurlik, sy's my vrou. Maar ek sal net aanhou doen wat ek doen. 'n bietjie geldjies weggee. Dis al. Ja. Ek hou van dit. Weet jy wat, Dorien, ek dink nie so vir baie mense gesê het nie. Ek sal belê, maar ek sal verseker gaan reis, oral heen reis. Ek dink dis wat ek sou wou doen. Absoluut. Ek dink baie mense sê hulle sal slim wees, hulle sal aanhou werk, maar ek dink geld verander jou en statistiek het ook gewys dat baie mense wat die lotery wen reg oor die wêreld is meeste van die tyd weer platsak binnekort. Interessant jy dat sê, ek stem saam. Jennifer, geld het jou verander die laaste jaar. Maar ek moet nou eers vir jou vra om my te vertel van die ongelooflike Swiftie album. Ek het so daarna geluister, dit het nou uitgekom, en ek sien die hele wêreld het saam met my geluister, dit was verskriklik lekker.
Pierre, jy's nou baie sarkasties want hierdie storie is spesiaal vir jou. Ek weet ons het lekker gelag laas toe ons oor Taylor Swift gepraat het, maar jy moet erken hierdie vrou is unstoppable en Taylor Swift se nuwe album, 5 van daai liedjies is alreeds in Engeland in die top 10. 5. Sy het ook 5 in die top 10. Dit maak nie sin nie. Dit doen. En ek wil net sê op die eerste dag, kyk sy het haar album die 3de Oktober vrygestel en op die eerste dag alleen is 2.7 miljoen albums verkoop. Dis nou mense wat fisies die LP of die CD of iets fisies gaan koop. En dan op Spotify sê hulle, dit is die liedjie wat die meeste na geluister is in een dag in Spotify se geskiedenis. Wat? Dan het sy ook mos nou haar album vrygestel by die films. So ons weet die Swiftie fans kan na die kinies toe gaan en dit was 'n 9 minute film wat haar liedjies en musiekvideo's blootgestel het. En hulle reken dit alleen op daardie dag, want dit was net vir daai een aand, het $50 miljoen ingebring. Kyk, Dorien, jy's heeltemal reg, of mens nou 'n Swiftie is of nie, mens moet seker maar waardering het vir die besigheidsvrou wat sy is, en hoe sy weet om dinge aan die gang te hou. So dit is nogals ongelooflik. Is jy 'n Swiftie, Dorien? Ek was nie en ek het stelselmatig een geword, so dit is half aansteeklik as jy eers haar verstaan en haar lirieke en haar persoonlikheid en jy kan nie help om getrek te word na haar energie nie. So asseblief Jennifer, laat Pierre luister na The Fate of Ophelia. Ja. Dit domineer tans die charts reg oor die wêreld. Dorien, ek maak seker voor die einde van die program iewers in 'n breek sal Pierre verseker daarna luister. Dankie vir die saamgesels vanoggend. Julle is besig om teen my saam te sweer. Ons is inderdaad. Ja. Dis Dorien Loubser van Algoa FM. Bly net daarby, ons is nou weer terug. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.